daai teken gekry. Jy weet, soveel kere, dan lees ons uit die woord van die Here, of ons het die woord van die Here in ons midde. Nou so, wel is 'n hele rukkie gelede, toe lees ek weer en ek kyk, wel eintlik was dit 'n videoklip wat ek gekyk het van 'n persoon in China wat hy's 'n evangelis daar en so aan. En kyk, die regering in China wil 'n prentjie voorhou van dat daar is verdraagsaamheid teenoor Christene. Maar dis alles behalwe die waarheid. Dit is nie so nie. Daar is nie verdraagsaamheid nie. Die Christene word verskriklik vervolg. Daar is, ek wil amper sê, soos wat hulle mooi sê in Engels, 'n window dressing. Daar's 'n groep Christene wat toegelaat word, hulle is daar en dan sal hulle vir die wêreld wys, maar kyk, hier is die Christene. Maar die probleem is, daardie mense word voorgeskryf wat hulle mag sê en wat hulle mag doen. Hulle word deur die staat aangestel. Maar die ware wedergebore kinders van die Here word geweldig vervolg. En nou die klein videoklip waarna ek gekyk het, gaan oor die mense wat die prediker sê hy wil dit uit daardie gedeelte uit lees. En hy sit so en die mense haal hulle Bybels uit en daar's klomp mense wat nie 'n Bybel het nie. Maar terwyl hy dit lees, sien hy hoe die mense dit opsê. En hy vra vir hulle, na die tyd vra hy vir hulle, nou, wanneer het julle dit geleer? Hulle sê, terwyl ons in die tronk was. En die ou sê, nou, hoekom was julle in die tronk? Nee, ons het, almal van hulle, as hulle in die tronk was, dan was dit as gevolg van, dat hulle was vervolg, omdat hulle ware kinders van die Here is. 'n Lang storieetjie kort. Hy sê nou, hoe kry julle dit? Hulle sê, mense skryf stukkies van die Bybel op papier, en dan smokkel hulle dit in, en dan leer hulle dit, dan gee hulle dit aan die papier. En ek dink so by myself, Here, hier sit ons, en ons het soveel Bybels in ons huise. En op daai stadium gaan ek tel, hoeveel Bybels het ek? Ek het 13 verskillende vertalings. Ek praat nie van 13 Bybels nie, 13 verskillende vertalings van die Bybel. Daar's 2, my een klein kind kom nou die dag by my, hy sê, oupa, hoekom jy so baie Bybels? Op my boekerak is daar 2 rye vol Bybels. En ek sê, Here, ons sal eendag voor God staan, en ons sal sê, Here, het ons u woord gelees? Ken ons u woord? En ek het net weer opnuut besef, dat dis nodig, dat ons die woord van God sal neem, en dit sal lees. Ons lees vanmôre uit 1 Johannes, hoofstuk 5, en ek gaan net 'n paar verse lees, vers 13. Dit het ek geskrywe aan julle, wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Vers 14, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor, as ons iets vra, volgens sy wil. En as ons weet, dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry, wat ons van hom gevra het. Vers 18, ons weet, dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is,
en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julle self van die afgode. Amen. Nou, ek wil vanmôre hard probeer om deur hierdie gedeelte te kom. Hier is 4 dinge wat die apostel Johannes skryf en hy sê wat ons kan weet. 4 dinge wat ek en jy kan weet. Hy begin in vers 13, hy sê sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Nou, net vinnig die woordjie wat hy gebruik daar in die oorspronklike, in die grondteks, as hy sê, sodat julle kan weet, daardie weet is nie miskien nie, of hopelik is dit dalk so nie. Dis daardie vaste wete, dis dieselfde wat jy, as jy sou skryf, dat ek weet, die son sal môre opkom. Dis 'n feit. Daar's geen manier dat die son nie môre sal opkom nie. Is ek reg? En net so, dis 'n feit. Dis iets wat ek en jy weet. Ek weet dat ek weet dat ek weet dat ek is kind van God. Daar was 'n ou pastoor Tony Steenkamp. Wie van julle weet ek nie, wie ken hom nie. Maar hy het altyd gesê, ek weet dat ek weet dat ek weet dat ek is 'n kind van God. En nou kom Johannes en hy skryf hierdie dinge. Hy sluit hierdie gedeeltetjie af, eintlik die eerste brief wat hy geskryf het, in vers 21. Hy sê, my kinders, ek bewaar julle self van die afgode. Hy begin hierdie gedeelte in 1 Johannes 1 en dan in vers 9 sê hy hierdie woorde. Hy sê, my kinders. En dit gaan daaroor, dis 'n troetelnaam wat hy vir sy gemeente gegee het. En nie net al die gemeentes waar hy was, hy spreek hulle aan as my kinders, want dis sy geestelike kinders. En so wil ek vanmôre sê, dat ek en jy moet besef en moet weet, dat as kind van God, is ons en moet ons heeltyd God aanbid en sy naam groot maak. Nou kom hy sê, ek skryf hierdie dinge, sodat jy kan weet, jy het die ewige lewe. Weet jy, vra jouself die vraag af, weet jy dat jy kind van God is? As jy nou sou sterwe, is jy 100% seker, dat dis net 'n oorgang van hierdie tydelike na die ewige. Ek woon hier uit en ek woon daarin. Is jy 100% seker? Of twyfel jy? Want jy sien, dis die groot probleem waarmee ons sit. As kind van God, ek het waarlik tot bekering gekom, maar daar so baie dinge wat gebeur en ons gebruik die term life happens. Dinge gebeur. En baie keer is ek nie eens seker ek is 'n kind van God nie. Nou kom Johannes en hy skryf en hy sê, julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Nou, hier's 2 dinge wat belangrik is. In die eerste instansie, daardie oomblik wat jy tot wedergeboorte gekom het. Tot wedergeboorte. Dis belangrik. Dit gaan nie net oor dat ek het 'n ervaring gehad nie, maar daar was 'n waaragtige wedergeboorte. Die oomblik toe ek 'n wedergeboorte ervaar het ek die ewige lewe gekry. Van daardie oomblik af het die ewige lewe vir my reeds begin. Dis nie net die Engelse uitdrukking, a pie in the sky nie. Dis nie net eendag as ek sterwe, dan gaan ek eendag in die hemel wees en dit gaan so heerlik wees nie. Hier op aarde, as kind van God, het die ewige lewe reeds vir my begin. Die Here Jesus roep uit
en hy sê daar in Johannes 10 vers 10, hy sê ek het gekom sodat julle kan lewe en lewe in oorvloed hê. Nie eendag nie, reeds nou. Jy sien, as kind van God het ek lewe, ware lewe wat ek ervaar. Maak nie saak waar ek gaan nie, maak nie saak wat my omstandighede is nie. Ek ervaar God se ware lewe. As jy nie kind van God is nie, dan bestaan jy net. Daar's 'n verskil. Jy voer net te bestaan. Van dag tot dag sukkel jy en jy strompel maar net voort om aan te gaan, om net deur hierdie dag te kom, net deur hierdie week te kom, maar jy weet, want jy sien, as kind van God, as jy ware lewe in jou het, as jy die ware lewe in jou gees ervaar, dan weet jy het die ewige lewe. En dit maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Die woord van die Here sê, wees in alles dankbaar. Wees in alles dankbaar. Hoe is dit moontlik? Dis moontlik omdat ek as kind van God, omdat ek reeds die ewige lewe het, omdat ek reeds God ervaar in my lewe, weet ek dat ten spyte van dit, ten spyte van my omstandighede, maak nie saak waar ek is nie, God is met my. Die gedagte wat by my opkom is wie was die ou wat in die vis was? Wie? Jona. Daar is hy. Ek sien 'n prentjie. Ou Jona is in die vis. Die woord van die Here sê dat die gras, die seegras het om sy kop gedraai. Dit was om sy kop gedraai. Het julle dit al gelees? En nou sien ek hierdie prentjie voor my. Binne in die vis se maag is daar sure wat die kos op moet verteer, né? En hier sou Jona, hy's binne in die maag, al sy hare is afgevreet van die sure en sy ooghare is afgevreet en hy lyk sleg. En hier is hy met die seegras hier om sy kop gedraai. En weet jy wat doen hy daar? Hy hou 'n pity party. Nee, hy ken die ware God. En ten spyte daarvan dat hy in die maag van 'n vis is. En sien jouself daarin, ryk dit daar binne. Sê die woord van God, dat hy God begin loof en God begin aanbid. As jy die ware lewe het, as jy besef wat dit is om te sê, maar ek het die ware lewe in my, God se lewe wat in my is, dan maak dit nie saak wat my omstandighede is nie, want ten spyte van my omstandighede is God in beheer. En daarom wil ek sê, vir die kind van die Here, het die ewige lewe begin, die dag toe jy tot wedergeboorte gekom het. En dis verskriklik belangrik, dat ons daardie, Paulus skryf in Romeine 2, dan sê hy sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar laat toe dat God jou verander. Hoe? Deur die vernuwing van jou denke. Ons moet 'n kopswaai maak. Ons moet begin lewe as koningsseuns en koningsdogters. Johannes skryf vir die gemeentes en vir die kinders van die Here. Hy sê, my kinders, ons weet dat ons is kinders van God. Ons behoort aan hom. Ja, dit gaan wonderlik wees om almal te sien daarna. Maar ons het reeds die ewige lewe hier. En ek moet so lewe. Dit help nie, ek dink dit, maar ek leef dit nie. So, dis nodig dat ons sal sê, Here, ek wil waarlik waar, die ewige lewe, ek wil dit lewe, ek wil dit ervaar, ek wil weet dat God is met my. Die tweede ding wat hy sê daar in vers 14, hy sê vir ons, hy sê dat ons kan weet, dat ons al die vrymoedigheid teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons bedes verkry
wat ons van hom gevra het. Hy sê, as jy kind van God is, dan weet jy, net soos wat jy weet, die son sal môre opkom, dan weet jy, God sal jou gebed antwoord. Dit was die regte tyd om te sê amen. God sal jou gebed antwoord. Glo jy dit? Maar hoekom word al my gebede nie beantwoord nie? Hoeveel kere het jy al gebid en jou gebede is nie beantwoord nie? Jy sien, ons leef in 'n tyd, dis alles is kits. Ons moet vinnig ietsie kry. Ons het met al die tegnologie wat daar is, dinge gebeur vinnig. As jou rekenaar 'n bietjie stadig is, dan moet jy 'n vinniger rekenaar kry. Want jy sien, ons is so gewoond, alles is vinnig. Wanneer Johannes skryf, hy sê, ons weet, as ons kinders van God is, dan sal ons weet, dat wanneer ons bid, dan sal God ons antwoord. Hier's 2 dinge wat belangrik is. Nommer 1, hy sê, wanneer ons bid, hoe? In die wil van God. In die wil van God. Ek kan nie gaan en begin bid, en dink God moet my gebede beantwoord, en nou kom ek, en ek vat die Bybel, en ek wil dit net klakkeloos toepas, en sê, maar die Bybel sê, as ek bid, sal God antwoord nie. Luister, wat sê die woord van die Here? Hy sê, as ek in sy wil bid, as ek in sy wil bid, daar is een sleutel. Die tweede sleutel is, hoe weet ek wat is sy wil? Hoe weet ek wat is sy wil? Jy sien, wanneer Johannes skryf en hy sê, ons sal weet dat God ons gebede beantwoord, wanneer ons in sy wil bid. Daar's 'n term wat die vroeë Christene gebruik het. Hulle het deurgebid. Ken julle daardie term? Het julle dit al gehoor? Die ou mense het gepraat van, hulle het deurgebid. Weet jy wat beteken dit? Wanneer jy 'n lap vat, en jy week dit in water, en hy's deurweek daarvan, hy lê in daardie water, hy's deurweek, dis wat dit beteken, dis wat Johannes skryf, hy sê, luister, jou gebede, kan nie maar net hierdie kort, kitsgebede wees, en dink dat God moet nou antwoord nie, want jy ken nie God se wil nie. Die enigste manier hoe ons God se wil kan ken is as ons tyd spandeer in die woord van God, as ons tyd spandeer met God homself, en ons bid, en ons soek God se aangesig. Nee pastoor, maar ons kan nie eintlik nie meer. Jy weet, ons leef in die 21ste eeu, nee, daar's nie tyd nie. Is daar skielik minder ure in die dag? Of is daar nog steeds 24 uur? Jy sien, ons probleem is, daar's so baie dinge wat Satan reg kry om ons tyd te steel. Dat ons het nie tyd om die woord van God te lees nie. Ons het nie tyd om te spandeer in die woord van God nie. Ons het nie tyd om soos wat daardie uitdrukking sê, om gedeurweek te word deur die woord van God, in gebed deur te bring nie. Die Here Jesus, telke male, daar's baie plekke in die woord van die Here, waar hy sê, dan het hy sy disippels weggestuur, dan het hy in eensaamheid gegaan, en dan het hy gaan bid. Dan het hy dwars deur die nag gebid. Dwars deur die nag. Daar's gevalle op gevalle op gevalle. Nadat hy die skare gevoed het met die visse en die brode, sê hy vir sy disippels, klim in die boot en vaar oor. Hy sê, en hy gaan in eensaamheid, en hy gaan bid. En dit was skemer, dit begin donker word toe dit gebeur het. Dan sê die woord van die Here, toe dit begin lig word, die volgende oggend,
kom hy al wandelende op die water na hulle toe. Dwars deur die nag het hy gebid. Dis maar een geval, daar's baie ander gevalle. Jy sien, Johannes skryf en hy sê vir ons, jy sal weet dat God jou gebede beantwoord. 1, vind uit wat's God se wil. Is dit God se wil? Ja, maar hoe sal ek weet? Jy gaan nie weet nie. Lees die woord van God. Kry jou antwoord. En hoor wat God sê. Spandeer tyd in gebed. Die derde ding wat hy skryf is, hy sê vers 18, en ek lees dit vir julle, hy sê, ons kan weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Sjoe, dis 'n moeilike ene. Hy sê, as jy tot wedergeboorte gekom het, dan sal jy nie weer sondig nie. Is ek reg? Is dit wat die woord van die Here sê? Nou, moet asseblief nie uw hand opsteek nie, hoor. Wie van julle het nog nooit weer gesondig nadat hy tot wedergeboorte gekom het nie? Steek net jou hand op. Moet eerder nie. Wat bedoel Johannes? Wat probeer hy vir ons sê, as hy sê, my kinders, as jy weet, dat jy is 'n kind van God, jy het tot wedergeboorte gekom, dan sondig jy nie weer nie. Hy skryf op 'n ander plek in die evangelie van Johannes, skryf hy en dan sê hy, ek kan nie meer sondig nie, want die saad van God woon in my. Jy sien, as ek reg onthou, het Renay so 2-3 Sondae terug het sy so 'n bietjie gepraat oor gees, siel en liggaam. As jy verstaan dat jy in jou gees gewederbaar is, dat God se gees in jou gees kom woon, en daar is jy gewederbaar, jou geesmens behoort aan God, God se gees woon in jou gees, dan kom hy daar in Johannes 1 vers 9, Johannes 3 vers 9, dan sê hy hierdie woorde, hy sê, ek kan nie meer sondig nie, want die saad van God woon in my gees is ek gewederbaar, God se gees woon in my gees, en omdat God se gees in my gees woon, kan ek in my geesmens nie sondig nie. Dis wat hy daar sê. Nou daar's 'n gedeelte in die woord van die Here, en miskien moet ek tog vinnig dit noem. Paulus skryf aan die gemeentes in Galasiërs. Ons weet dat die brief aan die gemeentes in Galasiërs was 'n provinsie, en daar was ten minste 4 gemeentes gewees, en nou skryf hy aan hierdie gemeentes, hy begin Galasiërs 1, ek dink vers 2, dan sê hy, hierdie brief is vir die gemeentes van Galasiërs. Dit word ook dan genoem 'n kringbrief, dit word in 'n kring gestuur, almal moet dit lees. Maar nou skryf hy vir hierdie 4 gemeentes hierdie brief, en dan sê hy skryf 'n paar snaakse dinge. Galasiërs 3 vers 1 sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower? Het julle dit al gelees? Weet julle wat staan daar in die oorspronklike taal? As julle pastoor dit sou waag om dit te sê, nee, dan sou hy moeilikheid gehad het. Hy skryf vir hulle, julle idioote. Dis wat daar staan. Ons het dit vertaal in Afrikaans, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower? Paulus het 'n baie sterk woord gebruik daar. Maar dan kom hy in Galasiërs hoofstuk 5, en dan sê hy, dan praat hy van 2 groepe Christene. En onthou nou, hy skryf nie vir die
Hy skryf nie vir die wêreldling nie, hy skryf nie vir die sondaar nie, hy skryf vir die gemeentes. En hy sê vir die gemeentes, hy sê luister, dis wat ek sien in die gemeentes. Daar's mense wat na die vlees wandel en daar's mense wat na die gees wandel. En dan sê hy in Galasiërs hoofstuk 5, dan sê hy hierdie woorde, hy sê, en die werke van die vlees is geopenbaar. Kom maar kyk of ek dit vinnig kan kry. Vers 19. En die werke van die vlees is openbaar. Naamlik. Vir wie skryf hy dit? Vir die gemeentes. Hy skryf dit vir die gemeentes. Hoor wat sê hy? Hy sê die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf gesê het. Dis die kerk. Jy sien, ons moet vanmôre besef, Johannes skryf en hy sê, julle sal weet dat julle is kinders van God, en as jy kind van God is, dan sal jy nie meer sondig nie. Maar jy sien, ongelukkig is dit so, jy kry mense wat wedergebore is, maar hulle lewe volgens die vleeslike drange wat daar is. Hulle leef nie in die gees nie, hulle leef nie vanuit hulle geesmens nie. En dis wat ek net nou probeer sê, jy moet 'n kopswaai maak, jy moet 'n besluit neem en sê, Here, maar ek is 'n kind van God, ek het tot wedergeboorte gekom, en daarom wil ek nie meer lewe soos die vleeslike mens nie, maar soos 'n geestelike mens. Hoor wat sê hy? Hy sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Jy sien, ons moet besef dat die wêreld lees nie die Bybel nie. Nee, dis verkeerd. Baie kinders van die Here lees nie eens meer die Bybel nie. Maar die wêreld kyk na ouens wat sê, maar ek is 'n Christen. En dan sal hulle vinnig vir jou sê, o, maar jy's 'n kerkmens. Jy gaan mos kerk toe. Jy sien, ons moet vandag weet, die Bybel sê, Johannes skryf vir ons, hy sê, my kinders, Makarios, weet dit, as jy 'n wedergebore kind van God is, en jy weet dit, sondig jy nie meer nie. Dit beteken in my gees, sondig ek nie meer nie. En nou sê ek, Here, ek leef vanuit my geesmens. Ja, daar gebeur dinge. Ek verloor my nie meer. Iemand het eendag vir my gesê, maar weet jy, ek doen nie al daai goed wat hy daar sê nie, wat die werke van die vlees nie. Maar die ou is mooi gesond. En hy eet goed. Ek sê vir hom, jy het 'n probleem, broer. Hy sê, hoekom? Ek sê, hy praat daar van brassery. Wat is brassery? Is te veel ooreet. Dis wat brassery is. En dit het die ou so bekommer. Dit was 'n jong man. Hy is vandag 'n pastoor, hy is in die bediening, was een van ons tieners gewees. En hy is vandag in die bediening. Hy bel my daai nag, hier 2-3 uur die môre. Hy sê, pastoor, ek weet wat is brassery. En wanneer gebeur dit? Ek gaan dit nie vir julle sê nie. Vra my na diens, dan sal ek vir julle sê. Maar jy sien, ons moet besef dat as kind van God leef ek vanuit my geesmens. En hy sê, as jy kind van God is, dan weet jy dat jy's kind van God. Jy behoort aan hom. Ek gaan die laaste een, hy sê vers 19. Laat ek net sê, hy sê in vers 18, sê hy in hierdie gedeelte, hy sê, my kinders, laat ons, Johannes 3, dis nie hy daar nie. Vers 18,
Ons weet dat elkeen van ons wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat as ons uit God is, die hele wêreld in die mag van die bose lê. Het julle mooi gehoor wat sê Johannes? Hy sê, die hele wêreld lê in die mag van die bose. In Lukas hoofstuk 4 weet ons, dit is die verhaal in die gebeure wat gebeur het toe die Here Jesus in die woestyn ingedryf is en hy daar versoek is. En ons gaan nie nou daaroor nie, maar op 'n stadium sê Satan vir die Here Jesus, hy sê, buig net een keer voor my. Buig net een keer voor my. En dan sê Satan, hy sê, en in een oomblik wys hy hom al die koninkryke op aarde. Dis nie wat ek sê nie, dis wat die Bybel sê, nee. Lukas 4. Hy sê, sien jy al hierdie koninkryke? Hy sê, buig net een keer voor my. Hy sê, dan gee ek vir jou hierdie koninkryke. Dan sê hy hierdie verskriklike woorde. Hy sê, want dit is aan my oorgegee. Want dit is aan my oorgegee. Wanneer is hierdie aarde, hierdie koninkryk, hierdie aarde soos wat ons het, wanneer is dit aan hom oorgegee? In die tuin van Eden. In die tuin van Eden. En Christus het gekom, hy het gesterf aan die kruis en hy het dit kom terugvat. Paulus skryf daar in Romeine, ek dink is Romeine 8, waar hy sê, selfs die aarde, selfs die grond, verlang met 'n reikhalsende verlange na die wederkoms van Christus, want jy sien, dis die ergste van alles. Die woord van die Here sê, hy sê, Johannes skryf, hy sê, as jy kind van God is, dan weet jy, jy's kind van God, en ons weet ook dat hierdie wêreld, ja, in hierdie wêreldse stelsel, dit behoort aan Satan, maar ek is nie meer 'n deel daarvan nie. Kolossense 1 vers 13 sê, en God het my uit die koninkryk van die duisternis uitgehaal, en my oorgeplaas in die koninkryk van sy liefde. Ek is nie meer deel daarvan. En Petrus skryf in die sendbrief, ek dink in 1 Petrus, hy sê, ons is verbygangers. Ons is vreemdelinge hier op aarde. Want jy sien, ons is kinders van God, ons behoort aan hom. Laaste wat hy sê in vers 20, hy sê, en ons weet dat die Seun van die God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. As jy hierdie gedeelte lees, dan sien jy, hy sê, hy het ons die verstand gegee om die waaragtige te ken. Dit gaan nie oor my kognitiese denke, my verstand nie, maar dit gaan oor my geestelike kennis. Dit gaan oor dat ek weet dat God is met my. Dit gaan daaroor dat dit maak nie saak nie, al staan ek voor 'n vuurpeloton, dan is ek nie bereid om die Here Jesus te verloon nie. Want ek weet, God is in beheer. God gee my daardie geestelike insig, daardie geestelike wete, daardie geestelike verstand, om daardie besluit te kan neem. Ek wil vanmôre vir jou vra, is jy seker jy is kind van God? En ek probeer jou nie bang maak nie. Ek hoop elkeen van ons wat hier is, kan vanmôre sê, ja, ek weet ek is kind van God. En as jy dan kind van God is, weet, God is met jou. Leef soos 'n oorwinnaar. Weet, God sal jou gebede beantwoord as jy in sy wil bid. Weet dit. Ek is kind van God. Ek behoort aan hom. Ek is nie 'n wonderlike mens nie. Maar ek het 'n wonderlike God. Ek behoort aan hom.
En Johannes skryf en hy sluit hierdie gedeelte af. Hy sê, my kinders, bewaar julle self. Ek wil vanmôre vir u sê, Makarios, kind van God, bewaar jouself in Christus Jesus. Kom ons gaan ons hoofde buig, dan bid ons saam. Hemelvader, dankie dat ons vanmôre uit u woord kan leer. Dankie dat ons weet dat u woord sê, ons kan weet, ons behoort aan u. Daar hoef geen swempie van twyfel te wees nie. Ek weet ek is kind van God. En omdat ek weet ek is kind van God, en ek bid in u wil, en ek soek u wil en u aangesig, dan sal my gebede beantwoord word. En omdat ek u kind is, Vader, weet ek, u bewaar ons van die bose. En omdat die saad van God in my woon, kan ek in my geesmens nie sondig nie. Ek bid, Here, dat elkeen van ons meer en meer daardie skuif sal maak om te sê, ek wil vanuit my geesmens leef en nie vanuit my vleesmens nie. Want u gee vir ons die verstand, die geestelike insig, die helderheid van verstand om dit te verstaan. Ek bid, Here, u seën op elkeen af. Ek bid, Here, dat u met elkeen sal wees in hierdie week. Bid, Here, dat u elkeen sal beskerm. En Here, daar word so baie gewag gemaak van dit wat miskien kan gebeur die einde van die maand, die 30ste. Dan wil ek vanmôre sê, ek is u kind. Ek leef nie uit vrees nie. Want u woord sê, het my nie gegee gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En ek bid, Here, wees met een en elke ene, dat ons as kinders van God 'n toonbeeld sal wees vir die wêreld van hoe lyk 'n kind van God. In Jesus kosbare naam. Amen. Here